Die afgelope week sien ek 'n groepie bekendes daar uit Hollywood. Hulle het met Jeff Bezos vliegtuig opgevlieg in die hemel, in die lugruim om daai anti-gravitasie ervaring te hê wat hulle net rondsweef in 'n vliegtuig. Hulle betaal miljoene rande daarvoor, dollars. En dit is maar 'n 11 minute vlug en dan kom hulle af. En dit wys vir my net mense se soeke na om iets anders te beleef, om iets anders te beleef as wat hulle aangewoond is as hierdie blootaardse belewenis. Maar Jesus sê in Lukas 22, ons het 'n ander koninkryk ontvang. Hy gee vir ons 'n ander koninkryk. Ons as sy volgelinge. Hy gee vir ons 'n ander koninkryk. Ons kyk so 'n bietjie na Jesus se lewe voor Paasvrydag en in Lukas 22 stuur hy sy disippels en sê gaan maak die Pasga maaltyd gereed. Dis 'n Joodse fees. En die Pasga maaltyd verander Jesus dan in die nagmaal. En by daai nagmaal was hy sy disippels se voete. Dis nou Johannes se weergawe van daai selfde. Maar hy was hulle voete en hy wys vir hulle hoe werk dinge in sy koninkryk, 'n ander koninkryk as hierdie aardse koninkryk en aardse heersers en hoe aardse dinge werk. En by daai ete was hy hulle voete. Maar net nadat hy hulle voete gewas het, stap hierdie disippels saam met mekaar en hulle begin stry, hulle begin beklei oor wie's nou die belangrikste? Wie's die belangrikste? Wie's die grootste? En dan sê Jesus vir hulle, dis kinderagtig. Hoekom beklei julle oor dit? En dan sê hy vir hulle Lukas 22 vers 29, jy kan dit gaan lees dit. Maar dan sê hy soos God 'n koninkryk aan my bemaak het, bemaak ek 'n koninkryk aan julle. Jesus gee vir ons 'n koninkryk. Hy gee vir ons iets anders. Hy gee vir ons 'n ander manier van leef. Hy gee vir ons 'n ander manier. En saam met hierdie koninkryk wat hy vir ons gee hy vir ons gesag en hy gee vir ons autoriteit. En hy gee vir ons dit wat ons nie in hierdie aardse wêreld kan beleef of bekom nie. En ons is in sy koninkryk iets wat ons nie in hierdie aardse wêreld kan wees nie. En die implikasies van dit wat Jesus gesê het. Ek bemaak 'n koninkryk aan julle is ongelooflik. Dis groot. Jy en ek moet besef dat ons het 'n ander koninkryk ontvang. Hy het vir ons 'n ander koninkryk gegee. Dis groot. So deur sy koninkryk of deur hom wat in ons is, kom sy koninkryksheerskappy deur ons lewens, breek dit deur na hierdie wêreld toe. Sy koninkryksheerskappy. Mag dit vandag in jou persoonlike lewe jou ervaring wees. Mag sy koninkryk deurbreek in jou huis. Mag sy koninkryk deurbreek in jou verhoudings. Mag sy koninkryk deurbreek in jou emosies en jou denke. Hy het jou 'n ander koninkryk gegee. Ons het 'n ander koninkryk ontvang. En ons is hom ewig dankbaar daarvoor. Ons sien mekaar goeie Vrydag, 9:00 by die kerk. Mooi dag vir jou.